Hallo almal, in hierdie video gaan ek graad 8 gewone breuke met jou bespreek. Hierdie is die inleiding. Ek gaan baie terminologie ook met jou bespreek, onder andere ekwivalente breuke, egte en onegte breuke, gemengde getalle en teller en noemer. Nou wat is gewone breuke? 'n Breuk is 'n gedeelte van 'n hele of 'n groep wat in gelyke dele verdeel is. 'n Gewone breuk is 'n getal wat geskryf word as byvoorbeeld x op y. Met ander woorde, ek probeer vir jou sê iets op iets. As jy nou hier kyk, die rooi blokkie, dit is 1/4. Met ander woorde, die x bo die lyn is dan nou eintlik die teller en die y onder die lyn is die noemer. En die noemer wat 4 is, dit sê vir jou blokkie is in 4 gelyke dele verdeel. En die 1, die rooi, sê vir jou, ons praat nou van 1 van die 4. Met ander woorde, 1 van die kwarte. In die diagram is die hele sirkel verdeel in 10 gelyke dele, waarvan 7 ingekleer is. Dit beteken dus, dis 'n breuk 7 op 10, of ons noem dit 7/10. Die 7 is dan die teller, en die 10 is dan die noemer. Nou bespreek ek ekwivalente breuke. 'n Ander woord vir ekwivalente breuke is dan nou ook dieselfde breuk, gelyke breuke. Nou wat is dit? Hierdie is breuke wat dieselfde waarde of breuk voorstel. Hulle het verskillende tellers, die getal bo, en verskillende noemers, die getal onder, maar as mens hulle vereenvoudig, dan vereenvoudig hulle na dieselfde breuk toe. So as jy nou na die prentjie kyk, kan jy sien, daar is aan die linkerkant is 'n half, en dan onder dit, wat nou ingekleer is, onder dit is dan nou 2/4, en 2/4 is ook 'n half, en dan is daar 4/8, en 4/8 is ook 'n half. So dis kan jy sê, hier het ek nou vir jou gewys, 'n half, 2/4, 4/8, dit vereenvoudig alles na 'n half toe. Al drie hierdie noem ons dus ekwivalente breuke, want hulle verteenwoordig dieselfde hoeveelheid, naamlik 'n half. Voor ek aangaan, het jy al my video gelike, het jy al subscribe, en jy kan sommer 'n kommentaar ook lewer. Nou gaan ek vir jou leer van egte en onegte breuke. Egte breuke. Dit is wanneer die teller kleiner is as die noemer. Onthou jy, die teller is die een wat bo staan, die getalletjie bo. Daar kry jy nou 5/7. Kan jy sien, die 5, die teller, is kleiner as die noemer. Dis 'n egte breuk. Min 13/25. Weereens, die teller is kleiner as die noemer, dus is dit 'n egte breuk. En dan laastens 1/4, dis 'n egte breuk, want die teller 1 bo die lyn is kleiner as die noemer. As ons kyk na onegte breuke, wanneer die teller groter is as die noemer, kry ons onegte breuke. Met ander woorde, kyk nou daar, 28/3 of 28/3, kan jy sien, die teller is nou groter as die noemer. Of byvoorbeeld min 133/5, 133/5. Weereens, die teller is groter as die noemer, so dis 'n onegte breuk. Nou wat is gemengde getalle dan? Hulle bestaan uit natuurlike getalle en egte breuke. So dis 'n kombinasie van twee goed. So eintlik is 'n gemengde getal 'n onegte breuk wat jy vereenvoudig het. Byvoorbeeld, as ek vir jou 17/5 gee, met ander woorde 17/5,
dan kan jy daardie skryf as 3 en 2/5. Nou goed, kom ek gaan nou baie mooi vir jou verduidelik. Kan jy sien, die 17/5, dit is 'n onegte breuk, want die een bo die lyn, die teller, is groter as die noemer. Nou, om daardie dan as 'n gemengde getal te skryf, 'n mens sê 5 deel in 17 3 keer, dit is jou natuurlike getal en hy skryf jy groot voor, en dan het jy eintlik gesê 3 maal 5, waar is die 5 een? 3 maal 5 is 15, en dan vat jy daai 17 en jy sê 17 minus 15, dit is wat oor is dan 2. En dit is waar ek aan die 2 gekom het, 2/5. Met ander woorde, kom ons vat dit saam, 'n gemengde getal, hulle bestaan uit 'n natuurlike getal, dis die 3, en 'n egte breek, 2/5. En kan jy sien, daai 2/5 is 'n egte breek, want die teller is kleiner as die noemer. Kom ons doen nog een. As ek vir jou gee 25/16, kan jy sien, dis 'n onegte breuk. So om hom as 'n gemengde getal te skryf, gaan ons sê 16 gaan in 25 een keer, en dan gaan jy sê 25 minus 16 is 9. Daarom is 25/16 dieselfde as 1 en 9/16. Kan jy weer sien, die 1 is die natuurlike getal, en die 9/16, dit is die egte breek. Hoekom eg? Want die teller is kleiner as die noemer. So in kort, gemengde getalle is eintlik 'n getal voor, 'n natuurlike getal en 'n egte breek. Ek wil tog vir jou 'n bietjie mooi verduidelik, wat beteken hierdie gemengde getalle storie nou eintlik? Nou as jy na die boonste blokkies kyk, die 7/4, die 7/4, dan beteken daardie 7, daar is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 blokkies, en hulle is in kwarte gedeel. So as jy nou daai as 'n gemengde getal skryf, dan beteken dit eintlik 'n kwart is dan nou 4. So hoeveel groepies van 4 kan jy maak? Hier is 1, 2, 3, 4. Daai 4 saam is 'n groepie van 4. Met ander woorde, daar's 1 groepie van 4, en wat het oorgebly? Daar het 1, 2, 3 kwarte oorgebly. 3 van daardie 4 het oorgebly. En dan as jy kyk na die onderste ene, die 8/3, wat beteken dit? Dit beteken daar's 8 blokkies. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En van die totaal wat in derdes opgedeel is. So nou, as jy dit as 'n gemengde getal skryf, dan sê jy eintlik, hoeveel groepies van 3 kan jy maak? En hier kan jy sien, dis daardie is 1, 2 groepies van 3, en wat het oorgebly? 1, 2/3 het oorgebly. As dit jou 'n bietjie sal help om te verstaan wat dit nou eintlik beteken. Hoe om breuke te skryf? Ons skryf altyd breuke in hulle eenvoudigste vorm of as gemengde getalle. Ons kry die grootste gemeenskaplike faktor, die GGF, van die teller en die noemer. En dan kanselleer ons die gemeenskaplike faktore indien daar is. Nou wil ek gou vir jou sê, aan die einde van hierdie les, as jy nie kan onthou hoe om die GGF, die grootste gemeenskaplike faktor, of die KGV uit te werk nie, daar het ek vir jou uit 'n vorige hoofstuk die les aangehaak. Dan gaan kyk jy na daardie, dan kan jy weer terugkom na hierdie. Nou goed, kom ons gaan terug na ons breuk. Daar gee ek nou vir jou 77/14. Dit is 'n onegte breuk. En dan kan 'n mens sê 77 is mos dieselfde as 7 maal 11,
vir die teller bo die lyn en onder die lyn 14 is dieselfde as 7 maal 2, die noemer. En dan wat jy dan kan doen, dan kan jy sê 7 gaan in homself in 1 keer, 7 gaan in homself in 1 keer. Met ander woorde, die twee 7's het uitgekanseleer. En jy bly oor met 11 op 2. So nou is hy al bietjie kleiner, maar hy is nog steeds 'n onegte breek. En nou kan jy gaan en daardie 11 halwes, 11 op 2 skryf as 5,5. So dit is hoe ons dan die breek sal vereenvoudig. As ek vir jou gee 36/8stes, dan gaan jy nou die teller skryf as 12 maal 3 in sy faktore en 8 gaan jy skryf as 4 maal 2. Maar 12 kan jy ook skryf as 4 maal 3. En dan is dit nog maal daardie 3 en onder die lyn 8 was 4 maal 2. En nou kan jy uitkanseleer en jy kan sê 4 gaan in homself in 1 keer, 4 gaan in homself in 1 keer. So hulle het uitgekanseleer. So wat bly oor? Bo die lyn, die teller, 3 maal 3 is 9 op 2. En dan daardie is nog steeds 'n onegte breek, maar hy is nou net 'n bietjie vereenvoudig. En nou kan jy hom verder vereenvoudig en as 'n gemengde getal skryf en jy kan sê daardie ding is dieselfde as 4,5. Soos beloof, sal jy sien aan die regterkant is die video wat jy op kan klik wat gaan oor KGV en GGF. As jy klik op die video in die linkerkantste hoek hierbo, dan vat dit jou na die volgende les toe. Daar gaan ek vir jou leer hoe om breuke met mekaar te vergelyk en ook te rangskik in dalende of stygende orde.